Wel geseënd van die Here wat voorreg te groet op die Sondagmôre. Ek vertrou die Here dat hy alreeds in hierdie dag God beleef en God ervaar het soos nog nooit tevore in die lewe nie. En dat hy werklik waar in hierdie môre in die hart opgewonde sal wees en gewond sal wees met die blydskap van die Here, met die wete dat ek vanmôre kan sê dan, as God vir my is, wie kan teen my wees? Hey, kom aan vanmôre, daar waar jy is, daar waar jy sit vanmôre, jy's meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou die krag vanmôre gee, nie die krag wat ons kry van ander plekke of ander mense nie, maar Christus vanmôre, jy's meer as 'n oorwinnaar in die Here. En ek wil hê jy moet vanmôre begin opgewonde raak, en ek wil hê jy moet bly vanmôre en hartlik geseënd sal wees in hierdie môre. Loof die naam van die Here. Wat 'n goddelike geseënde voorreg vandag om die woord van die Here saam met u te kan deel en te weet in hierdie dag, en ek is tot alles in staat deur Jesus Christus, nie net tot sommige dinge nie, ek is tot alles in staat. En ek wil vanmôre vir u vra, is u tot alles in staat en glo u vanmôre dit, of is dit maar net 'n mite wat baie keer hier by ons vassit of vas lê? Nee, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus. Vanmôre is my tema, en ek wil baie duidelik stel, en uit 'n evangelistiese oogpunt glo ek dat iewers moet ek inpas in die liggaam. Maar die vraag is, verstaan ek waar ek moet inpas in die liggaam? Verstaan ek my deel wat ek moet doen in die liggaam? En wie is die liggaam? Die liggaam is die liggaam van Christus. Met ander woorde, hy het my siel gered met 'n rede, met 'n doel. Hy het my siel gered omdat hy weet, iewers sal ek in die liggaam 'n verskil vir hom moet maak. Daar is duisende mense wat gered word, en hulle gaan deur hierdie lewe, en hulle kom eendag tot die eindpunt van hulle lewensreis hier op aarde, terwyl hulle nooit hulle doel ontdek het, of terwyl hulle nooit in die liggaam ingepas het nie. En dit is so belangrik dat ons dit moet verstaan. Daar wil ek vanmôre vir u lees, en ek gaan 'n paar skrifte vanmôre aanhaal, en ek wil hê u moet duidelik daarna gaan kyk en na hierdie boodskap weer luister en weer luister, en as op aankom op 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde keer, want u moet seker wees, u moet iewers inskakel in die liggaam in, en u moet 'n verskil maak in die liggaam van Christus. Ons almal kan nie die mondstuk wees nie, ons kan nie almal die ore wees nie, ons kan nie almal die oë wees nie, ons kan nie almal die hande wees nie, maar ek het 'n funksie, en ek moet daai funksie moet ek verstaan waar ek in die liggaam inpas. Halleluja, prys die naam van die Here. Nou, ek kan saam met my blaai na Handelinge 2 vers 1 tot 8, Handelinge 2. En ons gaan daar lees, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. Ek wil hê jy moet iets verstaan hierso. Daar was 'n eenheid gewees binne die liggaam van Christus. Is daar nie verdeeldheid nie, maar mense bring verdeeldheid. En verdeeldheid gebeur om verskeie redes. Hulle ruk hulle self op, hulle is nie tevrede nie, daar is soveel redes. En u kan vanmôre dalk identifiseer met 'n rede. U kan identifiseer vanmôre deur te sê, maar of tot die besef kom, maar ek pas nie in die liggaam in nie. Of wat ek heiliglik is, pas ek nie in die liggaam in nie. Weet jy, destyds het ek soveel mense teruggestuur, en wat my in die gemeente kom inskakel het, wat ek gesê het, gaan terug en maak seker waar pas jy in, want verseker gaan dit daaroor. Ek moet
iewers waar ek inpas, moet ek daai verskil maak binne in Christus in. Halleluja. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het. Ek wil hê jy moet iets verstaan vanmôre hierso. Dis nie sommer net iets wat gebeur nie. Toe daar eenheid is, toe gebeur daar radikale goed. Toe gebeur daar goed wat ons nog nooit voorheen gesien of van gehoor het nie. En dit was hierdie manne en vroue wat eendragtig by mekaar was. En daar in Jerusalem, Jode gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder hemel is. En toe die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek nie Galdeërs nie. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. Loof die naam van die Here. Nou hier gebeur iets radikaal, heeltemal, wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Dis nie 'n taal wat hulle gaan bestudeer het nie, dis nie 'n taal wat hulle kursusse gaan bydoen het nie, maar toe God hulle aanraak, oombliklik, toe hulle aanraak, toe kom daar 'n verandering, en wat gebeur is, die Bybel sê, dat hier staan hierdie mense, en hulle sê, maar is hierdie nie Galdeërs nie, en hierdie een is van daai ras, en hierdie een is van daai ras, en daai een is van daai ras, en hulle sê, hoe is dit moontlik, want ons hoor hulle in ons eie taal, hoe hulle praat. Met ander woorde, dit was hulle taal waarin hulle gebore was. Het sy Afrikaans of Engels of Grieks of wat ook al, staan hulle verbaas en sê, nou hoe is dit moontlik dat hierdie mense ewe skielik hierdie taal kan praat, want hulle kon dit nooit voorheen doen, want dit is nou soos 'n Afrikaner wat sommer nou begin Khoisa praat. En hier staan hulle sê, hoe is dit moontlik, of Chinees begin praat. En sê, hoe is dit moontlik? Wat sal dan by God onmoontlik wees? Alles is by die Here moontlik. Nou geliefde, wanneer ons kyk daarna, dan wil ek ook hierdie gedeelte lees in Efesiërs 4. Ek kan vanaf saam my so te bly, Efesiërs 4, vers 11 tot 16. Ek kan vanaf saam my so toe gaan, Efesiërs 4, vers 11 tot 16. Ek lees daar, en hy het gegee as sommige, as apostels, as profete, ander geliste, herders en leraars. Hy sê sommige, nie almal van hulle nie, sommige is aan hulle gegee. Met ander woorde is 'n sekere bediening wat hulle toevertrou is, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam, om die heiliges toe te rus. Met ander woorde, elkeen van hierdie bedieninge het 'n funksie in die liggaam van Christus, en elkeen van ons het 'n klein deeltjie, 'n klein verantwoordelikheid, as ek dit so kan stel, om die liggaam van Christus op te bou, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Hoor mooi, dienswerk, daar is 'n verantwoordelikheid, 'n goddelike verantwoordelikheid wat die Here aan jou kom toevertrou wanneer hy jou siel red. En die vraag is môre, weet ek wat is my bediening? Verstaan ek waar pas ek in die liggaam van Christus in? Om die heiliges toe te rus vir dienswerk tot die opbouing van die liggaam. Geliefde, luister vanmôre. Ek wil vir julle
sê, dit is so belangrik dat jy dit vanmôre verstaan. Dis nie om die liggaam af te kraak of af te breek nie. Daar lê genoeg mense langs die pad wat seer gekry het, maar dit het tyd geword dat die kerk uitgaan en daai mense wat stikkend is, gaan haal en hulle begin opbou en hulle begin toeswee, hulle toe te maak, hulle te beskerm, dat hulle weer kan voel, hulle voel deel van 'n liggaam, want op hierdie stadium voel hulle nie deel van 'n liggaam nie, hulle seer, hulle lê buite, hulle spartel, hulle het geval, en daar's niemand om hulle op te help nie, en inteendeel moet ek dit vanmôre sê, is dit die kerk wat hulle verder trap, hulle verder seer maak, hulle verder verwerp, want die kerk het nie meer liefde nie, en wanneer die liggaam nie opgebou word in liefde, in die liefde van God nie, dan is ons besig om verdeeldheid te saai, en daar waar verdeeldheid is, sal jy die Here nie kry nie, want God is 'n God van eenheid. Ons het nou net gelees in Handelinge 2, en toe hulle almal eendragtig, en toe hulle almal in dieselfde gesindheid was, toe hulle almal op dieselfde plek gekom het, waar hulle eendragtigheid ervaar en beleef het, toe kon God iets doen, en dit het nog nooit verander nie, dit werk nog presies vandag dieselfde, en ek vra jy vanmôre, waar pas u in die liggaam? Verstaan ek dit? Hy sê, en totdat ons kom tot die eenheid van geloof, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van volle grootte van Christus. Ag, loof die Here, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe heen en weer gedryf word, deur elke wind van leer, deur die bedriegery van mense, sleeheid in die listige van die dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg is en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam te bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Halleluja! Om die liggaam van die Here op te bou in liefde. Nou wanneer ons sal kyk, en ek gaan net so vinnig hier en daar aanraak, en as ek nou nie vandag klaar kry nie, gaan ek definitief vorentoe aangaan, ek sal nou nie sê wanneer nie, maar definitief daarmee aangaan. Maar ons gaan kyk, daar is 'n driedimensiële groei, wat binne in die kerk in moet plaasvind. En wanneer dit nie daar is nie, dan is daar iewers te fout, dan kan die kerk nie werklik waar homself opbou, of mense werklik waartoe gerus word nie. En wanneer ek praat van driedimensiële groei, dan praat ek van punt nommer 1, ons moet na God toe groei, want dit is die werk, om die mense, ons het dit nou net gelees, sodat hierdie mense het 'n verantwoordelikheid, om mense toe te rus, om die liggaam van Christus op te bou, om die liggaam van Christus toe te rus, sodat ons kan groei na God toe. Maar in die tweede plek, net so belangrik, is dat ons moet kan groei na mekaar. Om te kan groei na mekaar, moet ons dieselfde hart hê en die gesindheid van Christus teenoor mekaar openbaar. Maar nie wanneer ons in 'n plek instap wat ek voel, hoor hierso, ek voel nie deel nie, ek voel nie tuis hierso nie, dan dalk is jou gesindheid verkeerd. Dalk moet jy jou attitude verander. Maar dit is belangrik dat ek verstaan, ek moet daar wees om 'n verskil te maak. Ek moet nie daar wees om die bankbarm te sit nie. Ek moet nie daar wees om net probleme te gee nie. Ek moet daar wees om 'n verskil te maak. Want as ek 'n verskil maak nie, dan is ek besig om die liggaam af te kraak en af te breek en nie op te bou nie. Daarom is dit belangrik dat ons na mekaar toe sal groei. En dan die derde een, dus ek sê driedimensieel, 'n kerk wat nie buite toe groei nie,
is 'n kerk wat net selfgesentreerd is. Want ons moet na buite toe groei. Hoe groei ons buite toe? Ons groei buite toe deur middel van dit wat ek leer en kan toepas in my lewe, sodat ek iemand daar buite kan gaan haal. Dit is waarom ek gesê het, die kerk moet wakker word en hulle gaan haal wat daar buite lê, want daar lê godsmanne en godsvroue daar buite, daar lê mense wat seer kry, wat stikkend is, en ons los hulle maar, en ons gaan maar net aan, terwyl ons hulle eintlik moet gaan haal en moet inbring, hulle heel maak, hulle gesond maak, want die kerk moet 'n hospitaal wees waar mense genesing kan kry, waar hulle gesond kan word, in Godsnaam, nie net te gaan sit Sondag vir Sondag om na die woord te luister nie, maar om genesing te kry, om uit te gaan en 'n verskil vir die Here te gaan maak, om die liggaam van die Here op te bou. Halleluja, krabasakatarabaha, bondroboshakasuru, rikondroboshababahe. Salwing van die Here vanmôre op hierdie woord, dat jy sal opstaan, en dat jy sal uitgaan, en dat jy 'n verskil sal gaan maak. 'n Kerk is nie suksesvol omdat dit groot is, of omdat dit al jare bestaan nie. 'n Kerk is nie suksesvol omdat dit net 'n gebou is wat al deur die eeue aankom nie. 'n Kerk is suksesvol oor manne en vroue wat dit eet, dit drink, dit slaap, dit leef en bou daarop, op dit wat hulle geleer het. Manne en vroue wat 'n toekoms help bou vir Christus binne in die kerk. Ja, u vanmôre is daar om te help bou, om 'n verskil te gemaak, sodat hierdie manne en vroue kan gaan uitgaan en 'n verskil te gaan maak, om 'n toekoms, die kerk moet jou 'n toekoms gee, moet jou daai droom kan gee, dit moet vir jou, dit moet 'n plek kan wees, waar jy net God ervaar en beleef nie, maar dit moet 'n plek kan wees, waar jy 'n verskil kan gaan maak. Halleluja, prys die naam van die Here. Het ek 'n plek in die liggaam? Verseker, het jy 'n plek in die liggaam, en ek wil vinnig saam met u gaan, na 1 Korintiërs, ek kan vinnig saam met my blaai, 1 Korintiërs, halleluja, prys die naam van die Here. Kom ons bly gou vinnig soontoe, 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 12, kom ek lees gou vir u daar, hoor wat sê hy daarso, 1 Korintiërs 12, en ek lees daarso, my Bybel hier so reg maak vir die bladsy, 1 Korintiërs 12, luister gou baie mooi, ek lees vanaf vers 4, hy sê daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar in dieselfde gees. Wat 'n gees? Die Heilige Gees. Dis nie 'n ander tipe gees nie. Hy sê, en daar is verskeidenheid van bedieninge. Luister mooi vanmôre, geliefde, jou bediening is belangrik. Waar pas jy in? Dit is waarom hy sê, daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Daar's nie verskillende Heres nie, daar's een Jesus Christus. Halleluja, prys die Here. Daar's 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Dis nie verskeie gode nie, dis een God, Jesus Christus, ons God die Vader. Dit is deur hom, en alles werk binne in hom. Halleluja, prys die naam van die Here, wat alles in almal werk. Dit is God wat dat maak dat alles in almal werk. Maar in elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is in Godsnaam. Hoor vanmôre die woord van die Here. Hy sê elkeen word die Gees gegee op wat nuttig is. God weet wat nuttig vir jou is. Maar die probleem is, ek wil dit by iemand anders gaan soek en kyk wat hy doen en dink dit is nuttig en dan wil ek wees soos wat
hy is. Raak eerder en kom op 'n plek waar jy sê, ek wil op 'n plek kom waar ek wil wees soos wat Jesus was, te wees soos Jesus. Baie ou Pinksterkoortjie wat ons gesing het jare terug, te wees soos Jesus, ja, te wees soos hy, so rein en so nederig en so heilig. Halleluja, ek kan nie meer die woorde mooi onthou nie, maar dit is min of meer hoe dit gaan. Hy sê daarso, en 'n ander weer deur geloof, deur dieselfde Gees, en 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Halleluja. Vers 10, en 'n ander die werking van kragte, en 'n ander profesie, en 'n ander onderskeiding van geeste, en 'n ander allerhande tale, 'n ander die uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en in dieselfde Gees wat elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Wat wil ek vanmôre sê? Luister baie mooi. Hy praat van alles werk deur die een en dieselfde Gees. Daar's nie verskillende geeste nie. Dis een Gees wat dit uitdeel, omdat hy vanmôre weet wat vir jou nuttig is, omdat hy vanmôre weet wat is vir my nuttig. I know my calling. Ek weet waarvoor God my geroep het. Sit my in 'n dorp en ek stap in enige dorp in en ek plant 'n kerk daar, want dit is net iets wat God binne in my gesit het. Sit my, stuur my na die vlaktes en ek bring die drug addicts en die hoere en die homoseksuele en noem het, you name it, en ek bring hulle na God toe, dat hulle tot bekering kom, want dit is my bediening, waarvoor God my geroep het. Jy sien, ons wil nie meer die waarheid praat nie, ons is te bang vir die waarheid, want die waarheid moet jou nie seer maak nie, die waarheid maak jou vry, en dit is hoekom al hierdie menseregte en gemors alles daar is, terwyl ons die beginsel en die waarde van God se woord verloor het, en terwyl ons nie meer die waarheid verkondig nie, maar ons verkondig leuns aan mense, en ons verdraai die woord soos wat ons wil, terwyl die waarheid verlore gaan. Ons moenie onkundig bly nie, en ons kan nie onkundig wees nie. God help ons. Die kerk kan nie onkundig bly nie. As die vyfvoudige bediening nie binne in die kerk funksioneer nie, luister vanmôre, het jy 'n probleem. Daar kan nie net een bediening in 'n kerk funksioneer nie. As die vyfvoudige bediening nie daarin funksioneer nie, het daai kerk 'n probleem. Want dan gaan die liggaam nie tot sy volle kapasiteit kan groei nie. Dan gaan die liggaam nie in die onderskeie elemente van die Gees van God ontwikkel nie. Hulle gaan net in een area bly ontwikkel, en in daai area gaan dit dis slegs in daai area waar God ontwikkeling kan gee, omdat die ander bedieninge ontbreek in die kerk, en die kerk die ander bedieninge minder geag, of hy ag die ander bedieninge gering, omdat hy nie verstaan om in die volheid van God te funksioneer en te opereer nie, en as gevolg daarvan sit ons 'n beperking op mense se lewens, en hulle kan nie tot hulle volle kapasiteit kom nie, want die rede daarvoor is omdat die verskeie bedieninge nie funksioneer en nie groei nie. So eintlik wat gebeur is, dit lyk of die kerk groot is en wow is, maar there is a lack of knowledge, en dit is waarom die Bybel sê, my mense gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat 'n kennis? Omdat die kerk nie verstaan nie, maar dis nie net een bediening wat kan funksioneer nie, maar al 5 bedieninge moet binne in die kerk funksioneer. In die oomblik weer al 5 bedieninge van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar binne in die kerk funksioneer. Eers
dan kan 1 Korintiërs 12 werklik waar in werking gestel word. Eers dan kan dit werklik waar begin ontwikkel. Eers dan kan dit werklik waar begin groei. En dit is wanneer ons waarlik groei in mense se lewens sien. Dit is wanneer dinge werklik waar begin verander. Maar nou bly ons vassteek net by een tipe bediening. En dit is waar die probleem vandag lê. Ons is nie daar om te veroordeel nie, ons is nie daar om vinger te wys nie, ons is daar om reg te stel. Ons is daar om dinge anders te doen. Weet jy wat, ek gaan nie verder kom nie. Ek sien ek is skaars op my boodskap geraak. En terwille van mense wat ek weet, wat spesiaal hulle ligtyd bære, net vir hierdie Sondag boodskappe in my oggend uitsendings, wat al soveel mense se lewens in hierdie samelewing verander het, gaan ek ongelukkig net vir 30 minute op die lig kan wees, maar ek wil beklemtoon vanmôre, en ek wil dit vir julle sê, en ek wil hiermee afsluit vanmôre, aan elkeen is gegee op wat nuttig is. En ek wil dit vir julle lees in vers 7, 1 Korintiërs 12, gaan lees dit self. Hy sê daar, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Wat nuttig is. Luister vanmôre, en ek wil hiermee afsluit, luister vanmôre. God se Gees weet vanmôre wat 'n kerk bring. Maar as ons vanmôre bereid om ruimte te maak vir dit wat nodig is binne in die kerk in. Ons sien altyd net hierdie een persoon, ons al 5 bedieninge moet dit deur hierdie een persoon funksioneer. Nee, God het dit gegee. Ons sien dit duidelik by die uitstort in Handelinge, toe daar eendragtigheid kom. Wat gebeur is, God het hulle oombliklik toegerus. Met ander woorde, uit hulle 'n onmiddellike mandaat gegee. 'n Onmiddellike mandaat, sodat elkeen dit kon hoor in sy geboortetaal. Luister vanmôre, geliefde kyker, waar hy ook al is, en waar hy sit vanmôre, staan op vanmôre, gaan kry 'n plek vir jou, gaan soek die Here, bid tot die Here, skep 'n verhouding met die Here. Jy vanmôre weer op 'n plek kan kom waar jy sê, Here, ek gaan weer op 'n plek in my lewe kom, ek gaan op 'n plek kom waar ek weer Christus kan beleef, waar ek Christus kan ervaar, waar ek 'n verskil in die liggaam van die Here kan gaan maak. Waar pas jy in die liggaam? Gaan hierdie week in, gaan soek dit, bid daaroor. As jy nie weet nie, WhatsApp my, gaan op my groepe, gaan kyk daarso, dan hordes boodskappe, maar die beginsel is, jy moet 'n plek in die liggaam hê. Elkeen het 'n plek in die liggaam. Mag jy jou plek in die liggaam ontdek. Mag God jou gebruik soos nooit tevore nie. Gemaak 'n verskil waar jy ook al gaan in hierdie samelewing. Die Here jou seën. Ek gaan aangaan vorentoe met hierdie uitsending. Mag God u seën, mag sy vrede op u wees. Ek geniet die mooi en die beste. En ek groet u met vrede in die hart. Totsiens.